As jy bly is en jy weet het, klap jou hande. As jy hartseer is en jy weet het, skree Jesus uit my lief. As jy kwaad is en jy weet het, skree Jesus, vergewe my. As jy bly is en jy weet het, klap jou hande. As jy hartseer is en jy weet het, skree Jesus uit my lief. Goeienaand, Suster Johanna. Suster Susanna. As jy kwaad is en jy weet, skree Jesus, vergewe my. Maak nie saak hoe jy voel nie, jy kan maar weet, Jesus het jou lief. Moet dit nie vergeet. Jesus het jou lief, moet dit nie vergeet nie. Prys die Here, halleluja. Is lekker om te weet dat iemand ons lief het, met ons tekortkominge. Amen. Amen. Prys die Here. As jy bly is in die Here, klap jou hande. As jy glo in die Here, roep halleluja. Hi, Suster Lise. As jy weet hy is jou redder, stamp jou voete. Hy is my blydskap en ek weet dit. Ek glo in hom en ek is gered, ek weet dit. Halleluja, hy is my koning, is my God. Halleluja, 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 prys die Here. Halleluja, 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 halleluja. Bro Leon, goeienaand. Prys die Here. Suster Marina. As jy bly is in die Here, klap jou hande. As jy glo in die Here, roep halleluja. As jy weet hy is jou redder, stamp jou voete. Hy is my blydskap en ek weet dit. Ek glo in hom en ek is gered, ek weet dit. Halleluja, hy is my koning, is my God. Halleluja, 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 prys die
Here. Prys sy wonderlike naam, halleluja. Ek sal die Here loof, sy naam bly in my mond, my hart roep na hom, deur sy goedheid verstom. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed, Goeienaand Ruben. vandag, die dag wat jy dit sien. Die Here is goed, altyd goed, hy roep jou naam, kom sing saam. Die lig in my nag, die vrede in my dag, skaamte hou my nie vas, hy het my skoon gewas. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Die Here is goed, altyd goed, maak vandag die dag wat jy dit sien. Die Here is goed, altyd goed, hy roep jou naam, kom sing saam. Hy is naby my, net u kan my lei, u gee hoop wanneer ek deur die donker loop. Kom maak die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Amen, halleluja. Die Here is goed, Yes. altyd goed, maak vandag die dag wat jy dit sien. Die Here is goed, Yes, amen. altyd goed, hy roep jou naam, kom sing saam. Kom aan die Here groot, kom verhef sy naam, God u alleen, verdien die eer. Yes, amen, halleluja. Prys die Here, halleluja. Amen. Wanneer die nachtligte flauw oor die pad lê, en die wêreld so groter as ek voel, as die mens weer my hart vol vrees maak, en ek wonder of u my nog sien. Op die grond sien ek skaduwees groei, in my kop hoor ek stemme van twyfel, maar die Gees fluister diep in my siel, kyk op my kind, jy is nie alleen nie. En ek weet, al sien ek dit nie nou, u hand hou die hemel en my hart vas. Ek slaan my oor na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Halleluja. My hulp kom van die Here,
Ek ry op die lang grondpaaie, tussen dorpe se dowwe ligte, wanneer sirenes in die stad weer huil, en die wêreld gebroken as ooit lyk, in die hitte van al my vrae, wanneer antwoorde ver en stil voel, kom jy nader soos 'n sagte karobries, en jy fluister, moenie vrees nie, ek is hier, en ek weet, Goeienaand, Sister Isabel. al voel ek nog so klein, die arm is nie te kort, om my vas te hou nie. Ek slaan my hoofd op die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, skepper van hemel en die aarde. Die laat my voete nooit gly nie, Oh, die halleluja. slaap nie, sluimer nooit. Goeienaand, broer My Reinier. hulp kom van die Here, hy waak oor my. Hy waak oor ons, halleluja. Hy waak oor my. Is my skadu in die heldere son, wie is my skuld in die diepste nag? U bewaar my uitgaan en my ingaan, u hou my lewe in die hand. Amen. You are the shade at my right hand, you are the peace in my midnight hour. You keep my coming and my going. You are my keeper. You are my power. Ek slaan my hoofd na die berge. Ek weet waar my hulp vandaan kom. My hulp kom van die Here, skepper van hemel en die aarde. Halleluja. U laat my voete nooit gly nie, u slaap nie, sluimer nooit. My hulp kom van die Here, hy waak oor my. Hy waak oor my. Hy waak oor my. Hy waak oor my. Halleluja. Goeienaand aan elkeen van julle wat hier is vanaand. Of vanmiddag kan ek sê, dis nog nie eintlik aand nie. Hier by ons skyn die son nog. En ek wil net met die vorige liedjie wat pastoor gespeel het, die Here is goed. Die Here is goed vir elkeen van ons. Amen. En ook die een wat nou gespeel het, ons slaan ons oë op na die berge, en waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van die Here af. En ons moet net vas staan, en ons moet nie laat ons voete gly nie. En in hierdie moeilike tye wat mense lewe, wil ek net vir die Here sê dankie, dat hy nog na elkeen van ons kyk. Amen. En hy hou ons sterk, hy hou ons staande. Wat ook al gebeur in ons lewe, moet ons weet, die Here is met ons. En ons moet net sy Amen. hand vashou. Dis al. Ons, die wat sonder die Here lewe, ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie. Glad nie. Ons moet net sy hand vashou. En ek wil vir die Here sê, dankie vir elkeen van julle sover wat ingeskakel het. Yes, amen. En ons loof en ons prys die Here se naam. Amen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Die pad heel lang en zwaar geword, Oh, en als te veel vir jou. Maar iemand het vooruit gegaan en die kruis gedra vir jou. Jou hart is soveel keer gebreek,
kan jy nog vertrou. Amen. Lankal wou jy als opgee, maar ek het niets vir jou. Gee jou hart vir die Here, gee jou hart en gee jou lewe, gee jou hart vir die Here, gee jou hart vir die Here, gee jou hart en gee jou lewe, gee jou hart vir die Here. Ek weet daar's merke op jou knieë, maar jy moet bly vertrou. Alles werk ten goeie mee, as jy aan sy hand vashou. Hy breek die kopergrein so, maak die pad gelyk. Sy kinders sal soos parels blank, hulle liggie sal weer skyn. Gee jou hart vir die Here, gee jou hart en gee jou lewe, gee jou hart vir die Here. Halleluja. Gee jou hart vir die Here, gee jou hart en gee jou lewe, gee jou hart vir die Here. Gee jou hart vir die Here, gee jou hart en gee jou lewe, gee jou hart vir die Here. Halleluja. Gee jou hart vir die Here, gee jou hart en gee jou lewe, gee jou hart vir die Here. Amen. Kom ons gee ons harte vir die Here. Amen. Dis al wat ons gaan red. En ons Halleluja. staande gaan hou. En ons staande gaan hou. Prys Amen. die Here. Prys die Here. Daar is krag in die naam van Jesus, is die redding wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus, is ons vriend wat die vrede bring. As ek moeg en uitgeput voel, ek weet verseker hy is daar vir my. Yeshua Elohim, ek sing Hosanna, is die leeuw van Juda. Wys my die regte pad, laat die waarheid my lei. Die naam is my sterk toren, waar ek veiligheid sal kry. Daar is krag in die naam van Jesus, is die redding wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus, is ons vriend wat die vrede bring. As ek moeg en uitgeput voel, ek weet verseker hy is daar vir my. Yeshua Elohim, ek sing Hosanna, is die leeuw van Juda. Laat al my vrees verdwyn in die skadu van u vlek. Waar my pyn en sier verdwyn, by die koning wat genesing bring. Daar is krag in die naam van Jesus, is die redder wat genesing bring. Daar is krag in die naam
verseker is daar vir my. Yeshua Elohim, ek sing Hosanna, is die leeu van Juda. Is die leeu van Juda. Is die leeu van Juda. Prys die Here. Amen. Ons erken Jesus Christus as Vader, Seun en Heilige Gees, halleluja. Ja, want God is een, halleluja, die Amen. duiwels glo dit en hulle sidder, halleluja, prys sy naam. Amen. Ek wil graag hierdie lied speel, en vir die WhatsApp luisteraars, welkom heet, voordat ons hierdie lied speel, voordat ons begin, vir elkeen wat nou kyk op Facebook, wil ek welkom heet in die mooie naam van Jesus Christus. Daar is krag in die naam van Jesus, Amen. onthou dit. Geen ander naam met mag ontvang in die hemel of op die aarde behalwe hy nie. So ek wil net vir julle iets sê vanaand. Julle bly sy kinders. Hy sê dit so mooi, hy sê, hoe graag wou ek julle my kindertjies by mekaar gemaak het soos 'n hen haar kuikens onder 'n vlerke toemaak. Hoe graag wou hy dit nie gedoen het nie. Ja, amen. Maar hy kon nie. Een ding wat ek weet is, die Here het vlees geword, onder ons kom wandel, God aan ons geopenbaar het, om te weet hoe om 'n verhouding met die Here te hê, as Abba Vader, halleluja. En ek en jy wat aan hom behoort, hy is getrou en regverdig wanneer ons ons sondes bely, om sy kinders genoem te word. Ja. Hy noem ons sy kinders. Amen. So hy is getrou en hy is regverdig. Al wat ons moet doen, ons moet bely. Ons moet na hom toe gaan. Nader tot hom en hy nader Ja. tot ons. Amen. Prys die Here. Jy bly my kind, al jou vreugde kan jy nou by my vind. Halleluja. Dis nou die tyd, verheug jou in my heerlikheid. Jy bly my kind, ek dink nie meer aan jou foute nie. Hoor mooi. Ek bly getrou, Halleluja. my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. Jy bly my kind, ek staan en wag met arms oop vir jou. Laat my liefde aan jou siel geniet. Halleluja. Met al jou foute gee kom, ek is lief
Jy bly my kind. Al dwaal jy rond, jy kan rigting vind. Laat ek jou wys. Als wat jy soek, kom kniel by die kruis. Jy bly my kind. Ek staan en wag met arms oop vir jou. Laat my liefde al jou seer geniet. Met al jou foute gee ek om, ek is lief vir jou. Jou hele lewe aan my toe vertrouw. Ek droog jou trane, vind jou rus by my. Jy is my kind. Amen, prys die Here, halleluja. Here, ons kom weer eens vanaand, of moet ek sê in hierdie laatmiddaguur, Here, om U naam groot te kan maak, Here. Ons loof U en ons prys U, ons gee al die lof, die eer en die aanbidding wat U toekom, Here. Ons bid, Here, dat U die samesyn, dat U dit sal seën en dat U deur my sal spreek, Here. Deur U Gees, laat ek net 'n spreekby sal wees vir dit wat U vir ons instoor het, halleluja. Maak my niks sodat U alles sal wees. Amen en amen. Yes, halleluja. Vanaand, omdat ek besef, baie mense word moeg, baie mense het vrae. Dinge wat in ons lewens gebeur, het ons vra. En die duiwel wil ons geloof van ons afsteel. En ek gaan 2 gedeeltes lees vanaand en dit so uitbreek. En ek bid dat julle ore oop sal wees, my ore oop sal wees, ons harte oop sal wees om te ontvang van die Here. Want ons het te veel vrae. En al ons antwoorde kom uit die woord van God uit. Amen. Ek wil graag net so kort gedeelte lees uit Johannes en dan sal ek Matteus 11 toe gaan. Johannes 1 vanaf vers 15. Jolandi sal dit nou daaronder sit, broer Ben, julle ken mos. Johannes 1 vers 15. Die opskrif is getuienis van Johannes die Doper. Johannes getuig van hom, dis Jesus, en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword. Hoor mooi, Johannes die Doper is 6 maande ouer as Jesus. Toe hulle nog in hulle moederskoot was, toe Johannes in sy moeder se moederskoot was en Jesus in sy moeder se moederskoot was en hy Jesus ervaar, toe spring hy in sy ma se moederskoot. Ja, amen. Hoor mooi, hy het gespring, hy het gejubel. So, en eintlik is hulle neefs. Dit is ironies hoe hierdie goed by mekaar kom. Hy sê maar, hy was voor hom. Hoe kon hy voor hom wees? Want hy was al reeds in die begin daar. Ja. Hoor mooi, maar hy het nou eens vlees geword. Hy wat na my kom,
het voor my geword, want hy was eerder as ek. Hoe nederig is dit nie? Nederigheid, baie belangrik. Hy sê, want uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die eniggebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En dit is die getuienis van Johannes. En ek wil net vir julle ietsie sê. Hier is 'n gedeelte wat 'n mens regtig net kan deurwerk op ons eie. Want hier praat hy van die Here. Hy sê sekere dinge en kan ek gou ietsie sê? Daar's baie mense wat sekere dinge nie snap. Hy praat hier so vir die Jode en hy erken dat hy nie die Christus is nie. Hy erken soveel goed en hy sê hy is die stem uit die woestyn uit. En hy sien vir Jesus die volgende dag in Johannes 28. Dit het gebeur in Betapara, oorkant die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop. En die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. Hoor mooi. Hy praat van Jesus wat die verlosser en die redder is. Hy het mense gesê, kom, bekeer julle, want die koninkryk van die koninkryk van God het naby gekom, die koninkryk van die hemel het nader gekom, bekeer julle, en hy het hulle gedoop. Hy het gewerk vir God. Hy was gees geïnspireerd en hy het geweet presies, toe hy Jesus sien, het die gees deur hom gesê, dit is die lam van God wat ons sondes gaan wegneem. En as ons die woord gaan lees, dan sê die woord alles wat hy gedoen het. Hoor mooi, ek gaan nou blaai na Matteus 11 toe. Matteus 11 is vir my baie belangrik dat ons dit moet verstaan. Asseblief, ek vra so mooi. Daar's manne, daar's vroue wat moeg word. Sekere dinge gebeur in ons lewens wat ons moeg word en ons verstaan nie aldag hoekom en waarom nie. Here, ons werk vir U. Hoekom gebeur dit? Kan ek gou ietsie sê? Dit is nie net manne en vroue wat geroep is in die bediening wat vir die Here werk nie. Die Here roep elke individu om vir die Here te werk. Daar waar jy werk, in jou werksplek in beweeg, daar waar jy in 'n kafee in beweeg, kan die Here jou gebruik. Die Here roep elkeen van ons om vir hom te werk. Ons moet dit altyd onthou. Ek weet daar's baie mense wat 'n beroep daaruit gemaak het en wat 'n beroep daaruit maak. Maar hoorie, is jy beroep of is jy geroep deur die Gees van God? Het die Here jou geroep? En as die Here jou roep, sal hy 'n volmaakte werk deur jou begin. Maar die wêreld druk ons.
Sekere dinge gebeur met ons. Job verloor alles. Maar sy geloof in God het hy nooit, maar nooit verloor nie. En hy het vasgestaan. En hy uiter woorde soos, ek het u geken van hoor. Maar nou dat ek u aangesig tot aangesig gesien het, nou glo ek. Ek wil vir u iets sê, as ons hom aangesig tot aangesig kan ontmoet, verander ons hele lewe. En as ek bedoel met van aangesig tot aangesig, dan bedoel ek, wanneer ons hom ervaar, so in ons midde, Ja. kan ek jou nou iets sê, gaan daar 'n verskil in jou lewe wees. Amen. Want die geesteswêreld is 'n groter werklikheid en meer werklik as die vleeslike wêreld. Dis hoekom ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die bose magte en die owerhede van die lig. Amen. Hoor mooi. Maar partykeer gebeur daar iets met 'n mens. En dan sit ons met verwondering. Is dit of is dit nie so? Is ek nou regtig geroep? Hoekom gebeur dit in my lewe? Here, bestaan u regtig? Here, is dit u? Hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dat? Hoekom haat mense my? Hoekom Kom maar net nou. Hoekom kom mense my te na? Hoekom? Daar's so baie hoekoms. In Matteus 11, vanaf die eerste vers, Johannes, Matteus 11, vers 1. Ek wil vir julle iets sê. Hulle sluit Johannes toe. Hy sit in die tronk. 'n man wat in die bediening staan, 'n man wat sy eie disippels gehad het, wat na hom geluister het en dinge gedoen het soos wat hy hulle geleer het. Hoor wat gebeur hierso. En toe Jesus klaar was met bevele aan sy 12 disippels te gee, het hy daarvandaan weggegaan om te leer en te preek in hulle stede. Hoor mooi wat doen Jesus. Groot voorbeeld. Hy het 'n paar manne wat hy vertrou. Hy rus hulle toe. Hy rus hulle toe vir hulle goeie werk. En dit is wat Efesiërs 4 vir ons ook sê. Ons is daar om julle toe te rus vir julle goeie werk, die heiliges toe te rus. Hoor mooi. Hy rus hulle toe, hy vertel hulle alles en hy leer hulle en dan gaan hy verder en hy doen wat hy moet doen. Hy gaan preek en hy gaan leer in ander stede. Hy sê en Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus. Hy het gehoor dat Christus wonderwerke doen. Hy het gehoor dat die Here sekere dinge doen. Hoor wat gebeur hierso. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en 2 van sy disippels gestuur. Nou so, as jy in die tronk sit, wie kan jy stuur as iemand nie kom kuier nie? So sy disippels het hom besoek. En hy stuur 2 van haar die disippels. En hoor wat gebeur hier. En vir hom gesê, is u die een wat sou kom? Dieselfde man wat gesê het, daar is die lam van God. Sit met vraagtekens om manne te stuur om te hoor. Is dit u? Is u die een wat sou kom? Hoeveel maal
gaan ek en jy nie deur dinge en ons vra die Here vra en sê, is dit nie ons weet naderhand nie, ons is so geskommel, ons is so rondgeslaan deur hierdie wêreld, dat ons nie eens meer weet of dit die Here is wat vir ons gesê het, ons moet dit of dat doen. Die Here gee vir ons openbarings en dan op 'n tyd wanneer dinge teen ons is, dan wonder ons, Here, wat nou? Hy stuur 2 disippels om vir hom te sê, is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Ek vra julle vanaand, is die Here Jesus Christus die een wat weer sal kom om ons te kom haal? Of gaan ons iemand anders verwag? My geloof sê vir my, dat Jesus Christus op die wolke gaan verskyn, en hy gaan sy kinders kom haal. Ek gaan nie iemand anders verwag nie. Jesus Christus gaan ons kom haal. Hy vertraag nie in sy belofte oor sy koms nie, maar hy wil graag hê dat elkeen tot bekering sal kom. Bepeins bietjie dit, want baie mense sê, waar is die koms van die Here wat julle so oor praat en julle oor preek? Ek gee nie om hoe lank dit sal vat nie, ek weet dit gaan gebeur. Hy sê, en jy weet, ek wil vir julle een ding sê van die Here. Die Here word nie omkant gegooi deur vrae nie. As jy die Here iets wil vra, moet jy een ding onthou. Die Here gaan vir jou 'n beter vraag vra. En in daardie vraag gaan hy jou eintlik beantwoord op jou vraag. Amen. Prys die Here. Hoor mooi. En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien. Hulle kom vra vir hom, is hy die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Hy sê vir hulle, gaan antwoord Johannes wat julle nou hoor en wat julle nou sien. Blinde sien weer. So party was blind, party was siende, toe word hulle blinde en hulle sien weer. Dis wat daai stukkie sê. Dis nie iemand wat blind gebore word nie, dis iemand wat kon sien, blind geword het en hulle sien nou weer. Once I was blind, but now I can see. Halleluja, prys die Here. Hy sê blindes sien weer. Krepeles loop, melaatses word gereinig en dowes hoor. Sien julle dit? Hoor julle dit? Dit moet julle aan Johannes gaan vertel. Hy sê dooies word opgewek. En aan armes word die evangelie verkondig. Aan die armes word die evangelie verkondig, sodat hulle nie meer arm van gees sou wees nie. Want rykdom van die wêreld maak jou nie ryk nie. Rykdom van God, sy openbarings, dis die grootste rykdom wat daar is. Rykdom, die wysheid van God, die vrees vir God, redding, dit is ons rykdom. Ons rykdom word bewaar in die hemele. Daar waar ons alles weer sal terugkry. Daar waar die trane afgevee word, daar waar nie meer dood sal wees nie, daar waar alles, daar sal nie meer sonde wees nie. Daar sal nie meer 'n stryd wees wat ek en jy moet stry nie. Maar ons kan dit nou ervaar terwyl ons op die aarde is.
Ons dien 'n God van wonders, broer Leon, dis die waarheid. Amen. Hy's 'n God van wonders. Ons het dit net vergeet, want ons hou aan die oorlewering van die ou mense vas. Hy sê, en aan armes word die evangelie verkondig, en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem. En toe hulle vertrek, begin Jesus vir die skare aangaande Johannes te sê, wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? Toe hy in die woestyn gepreek het, Johannes, toe hy die een is wat gesê, daar is die lam van God wat ons sondes gaan wegneem. Hy sê, wie het julle verwag? Wie het julle verwag? As julle uitgegaan het na die Jordaan toe, daai man wat daar gepreek het, wie het julle daar verwag? Hoor mooi. Wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? 'n riet wat deur die wind beweeg word. 'n Ou wat nie standvastig is nie. 'n Ou wat heen en weer deur die wind gewaai word. Allerhande leringe. Né? Hy sê, maar wat julle uitgegaan het om te sien, 'n man met sagte klere aan. Hierdie man het nie gelyk soos wat hulle verwag het. Kyk, die wat sagte klere dra, is in die huise van konings. Lekker. Ek is nou by vers 8. Ja. Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Man met sagte klere aan. Kyk, die wat sagte klere dra, is in die huise van die konings. Weet julle wat? Daar's baie mense wat in luxuries leef. Hulle leef in luxuries, maar hulle ken nie die Here nie. Hy sê, maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Profeet? Ja, ek sê vir julle, ook baie meer as 'n profeet. Hy praat met die een wat nou in die tronk is, wat nou sy kop krap om te dink, hoorie, is dit nou Jesus wat sou kom, of moet hulle iemand anders verwag? Hy wat die goedes gepreek het, hy wat die mense gedoop het nadat hulle tot bekering gekom het. Hy sit met vrae. En nou praat Jesus met die skare oor hom. Dis die beste CV wat jy ooit in jou lewe kan kry, as Jesus jou CV skryf. Ja. Hoor wat sê hy so. Is meer as 'n profeet. Want dit is hy van wie daar geskryf is, kyk, ek stuur my boodskapper voor die aangesig, wat u weg voor u uit sal regmaak. Voorwaar ek sê vir julle, onder wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die doper nie, maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Die werk wat hy gedoen het, is net doop, bekering en doop. As dan hy, wat groter is as baie ander mense, net gedoop, doop het, dan moet die doop wat hy gedoop het, belangrik wees. En hoor mooi, daar is 'n groot verskil, wanneer iemand anders na jou kyk, en vir mense sê, dit is wie iemand is. Jy hoef nie jou beeld te blaas om te sê, ek is so goed nie, ek doen dit nie, ek is so goed nie. Hier sê Jesus, daar is niemand groter wat uit 'n vrou gebore is as Johannes nie. En arme Johannes sit in die tronk en wonder, is hy nog die een? Of moet hulle iemand anders wag? Sit ek en jy nie vanaand met bekommernisse nie? Sit ek en jy nie vanaand met, gaan die Here regtig nog kom nie? Daar's soveel dinge wat gebeur, soveel dinge wat die Bybel sê, wat moet gebeur voordat Jesus kom, en kyk hoe gebeur alles om ons. Waar is Jesus? Moenie bekommerd wees nie. Hy sal kom. Ek weet nie wanneer nie, maar hy gaan kom.
asseblief, ek bid net dat julle julle geloof sal behou. Dat ek en julle vanaand kan sê, ek het my geloof behou. Ek het die wedloop voltooi, soos wat Paulus sê. Ek wil julle bemoedig vanaand. Al sit jy in 'n tronk, wat 'n tronk ook al, 'n tronk van gedagtes wat negatief is. Weet net wie Jesus is. Moet nooit twyfel in wat Jesus is nie. En moet nooit ophou om te glo in wie hy is nie, sodat jy dit kan oordra na ander toe. Moet nooit twyfel wie die Here is nie. Hou vas aan jou geloof. Weet dat hy jou diep uitgehaal het. En hy het jou sondes weggewas. Is dit nie so nie? Ek sien my vrou is so besig hier langs my, ek weet nie of sy iets wil sê nie, ek weet nie of sy 'n opsomming het nie, maar ek wil net vir julle sê vanaand, moenie tou opgooi nie, moenie wonder nie, moenie laat die duiwel vra in jou kop sit, om te weet oor wie is jou Here nie. Ek val op my knieë soos Thomas en sê my Here en my God. Ek vra nie meer vra nie. Ek vat die dinge soos wat dit kom, want ek weet dat die Here nog steeds in beheer is van hierdie lewe van my. Hierdie lewe het ek totaal en al in die hande van die Here gesit. En as hy anders besluit as wat ek graag wil hê, dan is dit so. Maar ek gaan nie ophou glo nie. Ek gaan nie ophou werk vir die Here nie. Ek gee nie om wat mense van my dink nie. Ek gee nie om of hulle kwaad is vir my nie. Ek gee nie om of hulle dink ek jok nie. Ek sê net een ding. Die Here het my so lief, dat hy my diep uitgehaal het. En ek is bereid om my alles op die altaar te plaas. Amen. Prys die Here. Ek hoop hierdie woord het die spyker in die kus geslaan. Dit wat jy doen, doen goed. Doen dit tot die eer van die Here. Moenie ophou. Al gebeur daar soveel dinge wat jou laat vra. Glo net dat sy woord waar en waaragtig is. Glo dat hy die weg, die waarheid en die ewige lewe is. Moenie jou geloof verloor. Weet dat hy die een is. En daar is geen ander. Amen. Prys die Here. Ok, dan kan ek nou ietsie sê. Ek wil net graag met julle deel wat so nou gedeel het met Matteus 11 vers 1. Jesus het nie net sy disippels gestuur om God se boodskap te bring nie. Hy het self ook aangehou om mense te leer en die goeie nuus te verkondig. Dit wys dat hy deur voorbeeld gelei het en dat God se boodskap vir almal bedoel is. Amen. Jesus het sy disippels gestuur, maar hy het self ook aangehou om te leer en te preek. Dit herinner ons dat ons nie net God se woord moet hoor nie, maar dit ook moet uitleef en met ander te deel. Amen. Amen. Prys die Here. Gaan vertel dat Jesus red. En hy leef. En hy leef Amen. tot in ewigheid. Amen. Amen. Prys die Here. Kom ons sluit af met die lied. Ek wil volg in God se spore. Amen. Elke tree waar hy my lei. Wanneer ek val of struikel, vat God my hand en tel my op. God is my skuiling, my
Ek hoef nooit te twyfel, niks kan my van God skei. Sy liefde dra my elke dag. en hou my veilig vas. Oh, halleluja. Ek vind my krag in God. Hy is my ewige lewe. God is my lig, my hoop, my rede. Elke seisoen, elke tree. Sy liefde hou my staande. Ek is leeg sonder my Heer. Oi, Suster Lisa, oi, halleluja. Sy hande vorm my. Oh, Wat vandag donker lyk, is helder saam met God. yes, Lord. Sy liefde dra my elke dag Oh, en hou my veilig vas. halleluja. Ek vind my krag in God. Hy is my ewige lewe. Sy liefde dra my elke dag en hou my veilig vas. Ek vind my krag in God. Halleluja. Hy is my ewige lewe. Sy liefde dra my elke dag. Sy liefde dra my elke dag. En hou my veilig vas. En hou my veilig vas. Ek vind my krag in God. Hy is my ewige lewe. Amen, prys die Here. Amen. Onthou, ek het julle lief met 'n ewige liefde, Amen. met die liefde van die Here. Dis hoekom ek altyd sê, Jesus liefde aan elkeen van julle. Mag die Here julle seën, mag die Here julle behoed en bewaar, mag sy aangesig oor julle skyn, julle genadig wees, mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Ek bid dit in Jesus Christus wonderlike naam. 'n soete nagrus, 'n geseënde week verder vir elkeen van julle. En ons hou net vas. Ons hou vas, halleluja. Amen. Ons hou vas, ongeag wat. Mooi aand.